Goeiemôre, dit is 17 Desember. En gister het ons nou gesien dat daar persecution teen die blankes in Suid-Afrika is nou clear as daylight. Dit kom reguit van die government af. Die wat nog nie gehoor het of nie van weet nie, seker die hele wêreld weet dit nou al. Die raid wat gister deur die SA regering op die refugee program gedoen is op 'n plek waar hulle besig was met interviews. So, as die mense dit kyk en nie dink daar's nie persecution teen wit mense in Suid-Afrika nie, is hulle blind. Baie blind. En jy gaan definitief 'n klomp far left en liberals en so mense kry wat gaan opkom met allerlei verskonings vir die tipe raid en allerlei verskonings vir wat aangaan in die land. Maar ons weet en almal weet, daar is 'n dryf om die blanke uit Suid-Afrika uit te kry. Hulle soek ons nie daar nie. Nou, hier is die vraag. As hulle ons nie daar soek nie, hoekom dan al hierdie dinge? Hoekom het nou probeer stop en moeilik maak en al hierdie tipe van dinge? Die antwoord is maklik. Hulle soek nie die blankes in Suid-Afrika nie, maar hulle wil ook nie hê dit moet maklik wees om uit te kom nie. Hulle wil nie hê die blankes moet gehelp word om uit te kom nie. Hulle wil hê die blankes moet suffer en sukkel en struggle om uit te kom om 'n beter lewe iewers anders te maak. Want hulle weet wat gaan gebeur as die blankes die land verlaat, die meeste van die blankes. Weet hulle wat gaan gebeur? Al wat hulle doen is hulle vat 'n groot klok teen die muur en hulle draai terug na 1500 toe. Soos hulle geleef het daai jare terug, voor daar enige tyd in die 1600s mense gekom het en die plek bietjie opgeknap het, jy weet, en industrial gebring het na die land toe. Dis wat dit is waaroor dit gaan. So ek's nie verbaas oor die raid nie, ek was net verbaas dat dit so lank gevat om so iets, om hulle gesig te wys, maar ek dink hulle het spesifiek gewag vir gister, vir spesifiek die datum van gister, Reconciliation Day, hulle het spesifiek daarvoor gewag, en nog steeds suur oor wat gebeur het, 1838, en hulle is nog steeds suur oor wat gebeur in die land deur die laaste klomp jare, en hulle is nog steeds suur omdat hulle 'n eerste wêreldland op 'n skinkbord gekry het en hulle kan dit nie manage nie, en nou leef hulle in 'n gat. En hulle word uitgemaak as een van die plekke in Afrika wat die swakste is om in te bly. Nou ja, dit is nou duidelik. Daar's duidelik persecution teen wit mense in Suid-Afrika. Dit kan nie duideliker as dit gestel word nie. En dis nou my opinie. Gaan die moeilikheid kom? Definitief. Daar's nie 'n manier dat Trump hierdie gaan oorsien nie. Nie 'n manier nie. Want dis sy mense, sy burgers, wat daar intimidated was gister. Hulle het die aansoekers ook geïntimideer, maar dit sy mense ook geïntimideer. En dit is nie 'n goeie idee nie. So, ons sal nou maar sien wat kom hiervan uit. Ek sien 'n slaap besig om stadig oor die nuus te versprei. Lyk my dat nou hulle kelle af is nie, finaal. Die Suid-Afrika regering, ongelukkig soos ek gesê het gister, gaan die publiek die swaarste daaronder lê, want die regering het nie 'n saak nie. So, dis my punt vir vandag. Baie dankie almal.